In elkeen van ons se lewe gaan daar 'n oomblik van waarheid aanbreek. 'n Oomblik wanneer ons voor God gaan staan en met rekenskap gee vir die lewe wat ons hier op aarde geleef het, die besluite wat ons gemaak het. Ek lees in Romeine 14 vers 11 en 12, want daar is geskrywe: so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Hy sê hierso dat elke knie sal buig en elke tong sal bely. Ongeag van wat jou siening op aarde is oor God, of hy bestaan of nie bestaan nie, of jy glo dat daar hemel en hel is, of jy glo wat ook al jou siening is, hy sê elke knie sal buig en elke tong sal bely. Nou as ek sê dat die son is pers, dan maak dit die son nie pers nie. Hy bly geel. As ek sê, wat ek sê bepaal nie wat dit is nie. As ek sê daar is nie 'n God nie, dan beteken dit nie dat daar is nou nie 'n God nie. Die feit dat ek iets sê, maak nie dit die waarheid nie. Die waarheid is die feite, en die feite is dat die son is geel. Die feite is, God is die enigste waaragtige God, die enigste God wat oorwin het oor die dood en vir ons die prys betaal het, sodat ons die ewige lewe kan hê, die God wat die hemel en aarde geskaap het. En of jy nou daaraan glo of nie glo nie, daar gaan 'n dag aanbreek wat jy voor God gaan staan en moet rekenskap gee. Ek gaan in die volgende paar sessies met jy gepraat oor, waaroor gaan ek moet rekenskap gee? Wat gaan die Here van my vra? Maar die belangrikste is dat ek moet gereed wees, dat wanneer ek voor God staan, dat ek goeie rekenskap gaan gee. En ek glo dat hierdie sessie gaan ek u begelei en leer om goeie rekenskap te kan gee wanneer u voor God staan eendag.